ons spreek nou al 'n paar maande, seker 'n jaar oor die koninkryk, die evangelie van die koninkryk van God, die nuwe generasie. Maar ek wil hê, en dit is net 'n gedagte wat my gees opkom, blaai gou saam met my na Romeine toe, na die boek van die Romeine toe. Ek wil vir jou iets wys. Romeine hoofstuk 6. Gaan ons my na Romeine hoofstuk 6 toe. En dis hoekom jy kan maar vir my kwaad word. Jy kan maar aanstoot neem, jy kan maar pad vat. But I will never compromise the word for you or for me. Mag die Here my bewaar dat ek nie die woord kompromie aangaan nie. Maar ek wil hê u nou hoor. Gaan jy saam, is julle almal by Romeine hoofstuk 6? Romeine hoofstuk 6 sê so. Kom ek lees vanaf vers 3. Julle kan maar die hele hoofstuk lees. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Nou van watter doop praat hy hier? Hy praat nie van die waterdoop nie. Hy praat van die wedergeboorte doop. Almal van ons wat in Jesus se dood, want jy moet in sy dood inkom, né, om tot wedergeboorte te kom. As jy nie glo dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is nie, kan jy nie in sy dood gedoop word nie. Okay? Goed. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sien na vers 1, 2 toe gaan jy agterkom, hy praat daar van die sonde. Okay. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, met ander woorde, deur die teenwoordigheid van die Vader, deur die Gees, ons ook so. Nou highlight daai, luister mooi wat hy sê, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons saam met hom saamgegroei het deur die gelykwording aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Kom kind van God. If you are born again, dan moet ek en jy opgroei saam met hom. So aan die ander woorde, die herstel kom in my en jou lewe deur wedergeboorte. Okay? Dit wat Adam en Eva verloor het deur die sondeval, word in my en jou lewe herstel deur die wedergeboorte. Want God het onttrek uit Adam en Eva uit, fisies uit hulle liggaam uit. En nou toe God Adam skaap, toe blaas hy rooi in hom in en hy word 'n lewende siel. Toe hulle sondig, jy sien sonde, en God kan nie dieselfde liggaam wees nie. En toe jy tot wedergeboorte kom en hy kom maak woning, né? Want jy sien, jy moet in Christus, as jy glo, hy het vir jou sonde betaal. So, is sonde nog in jou? Kan jy nog sonde doen? Ja. Jy kan nog sonde doen, jy kan nog steeds vir die pastoor lieg. Ag, okay manne. Dat ek lees die pans op my vat, ons wil nog nie vir Joseph lieg nie, nee. So, vat ek hom na my toe, anders julle verstaan. Jy sien, so, ander woord nou sê hy, as ons saam met hom in sy dood gedoop is, en saam met hom opgewek is, in 'n nuwe lewe. Dimitri, dis wat ek wil sien, by jou, en dis wat ek sien, June, dis wat ek sien,
Dis wat ek sien, Jadlyn, daai nuwe lewe. Sjoe, dankie Jesus. Die teenwoordigheid van God is so op my. Ek wil vir julle, en dis wat die Here wil sien. Sy beeld, sy gelykenis, nou weer in my en jou. In 'n nuwe lewe. Jy kan nie sê jy het tot wedergeboorte gekom en jy bly in die ou lewe nie. Daar moet 'n nuwe lewe wees. OK, amen. Right, ek wil met jou praat vandag oor 'n gedagte. Die evangelie van die koninkryk van God werk die stelsel. Jy sien, daar's twee stelsels. Die koninkryk van duisternis en die koninkryk van God. Twee stelsels. Die koninkryk van die duisternis, daar heers Satan, en hy gaan jou beheer, met vrees deur jou sintuie. Misleiding deur jou sielsriekelm. Dis hoe jy jou gaan mislei, en dis hoe jy jou gaan belieg, en dis hoe jy jou gaan bedrieg, jy kan maak wat jy wil. Dis die stelsel, en hy werk met vrees. Ek het nie geld nie. Hulle gaan my iets aandoen. Ek gaan my werk verloor. Ek gaan my motorkar verloor. En hy lieg vir jou dat jy nie by jou leerlinglisensie uitkom nie. So jy nie jou bestuurderslisensie kan kry nie. Maar dis die stelsel, ouens. Want ons het opgegroei daarmee. Maar nou kom daar 'n nuwe stelsel, die evangelie van die koninkryk van God. Jy sien, die ou stelsel, as ons praat van die ou stelsel, kan ek dit ook terugbring na die wet toe. Okay? In die tyd van die wet was God nie in die mens gewees nie. Hy was onder die mens gewees, hy was nie in die mens gewees nie. In die nuwe stelsel is hy nou weer in die mens. So aan die ander, as hy in ons is en hy is by ons, dis die Heilige Gees, is die Gees van waarheid. Ek wil julle moet mooi hoor, luister baie mooi vir. Dis wat die Here Jesus gesê het in Johannes 14:17, hy sê in die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Nou oké, kan ek gou vir jou verduidelik, want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Wie ken hulle nie, wie sien hulle nie? Die Gees van die waarheid. Ek wil hê jy moet hoor. Wie sien hulle nie? Hulle kan hom nie ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Die Gees van die waarheid. Wie sien, wie ken hom nie? Jesus sê, in die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie, hulle sien hom nie. Hy gaan val, hy gaan diep val vanoggend. Want jy moet dit, jy moet val in jou gees. So aan die ander, Jesus kom, en hy praat met sy disippels, en hy sê vir sy disippels, en die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Okay. Waarheid sê, hy sê, maar nou sê Jesus, die laaste, maar julle, met wie praat hy? Met sy disippels. Maar julle ken hom, want hy gaan by en in julle wees. So, wanneer is hy by en in ons? As wanneer ons tot wedergeboorte gekom het. Wie? Die Gees van die waarheid. Nou moet ek en jy onsself afvra, hierdie twee sisteme, wat 'n waarheid is ek in vasgevang. Waarheid sê, jy is meer as 'n oorwinnaar.
Waarheid sê, jy het niks gebrek nie. Waarheid sê, ek sal in elke behoefte van jou onderneem, na die rykdom van my genade. Dis waarheid. Staan in jou Bybel. So die gees van die waarheid, hoe ken ons hom? Okay, glimlag vir my, ouens. Glimlag vir my, moenie vir my kwaad raak nie. Glimlag nie. I love you enough, en ek sal aanhou hierdie waarhede deurgee, totdat hy in jou gees val. Totdat ek 'n 30, 60, 100-voudige vrug van die woord in jou lewe sien. Jy kan opgee, maar ek gaan nie opgee nie. So in ander woorde, dis die twee sisteme. Ons kom uit die sisteem van die natuurlike, as ek het so mag noem, na die sisteem van die bonatuurlike. En jy sal verbaas wees, hoeveel van die natuurlike heers nog in die nuwe mens. Here help hulle. Kom kyk. Wie van julle is al dik om moeg te wees? Dan moet 'n tyd in jou lewe kom waar jy die gees van die waarheid gaan begin vertrou. Jy gaan die gees van die waarheid vertrou. As jy 'n profetiese woord kry, nou 'n profetiese woord is nie sommer van sakking ding nie. Okay? Dis nie Tanzaniese geskinder nou wat jy nou dit oor sê die Here wys. Jy lieg, want Tanzanië het jou vertel. Sy is nie die Here nie, sy is 'n skinderwerk. Kom aan ouens, is 'n goddelike gedagte wat jy op 'n menslike gees plaas, wat die mens moet doen of sê. Hoeveel profetiese woorde jy al gekry? Maar jy het dit al weer vergeet. Jy werk nie daarmee nie. Jy sien, as ek kan vat na jou met die deeg wat die Here met die gesig wys met die deeg, nou, jy sal weet, deeg is nie altyd dieselfde nie. Want as die voginhoud nie dieselfde is nie, en as die digtheid van die meel nie dieselfde is nie, nou, dan sukkel ons baie keer met hom. Dan is hy te veel water en dan reis hy. Maar hy skroot, maar jy het nie binne, daar is nie binne lekker vastigheid nie. Nie wind. Moet hom as hy reg het nie is, Joseph, nou, dan eet ons vetkoek en mins. Of lekker appelkoos jam, gerasperde kaas, praat ons. Jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê in hierdie oggendure? Nou, daar moet nou 'n tyd in ons lewe kom, waar hierdie twee sisteme moet begin onderskei. Maar die ou sisteem, jy hoef niks te doen, jy hoef nie te leer om te lieg nie. Jy weet goed om te lieg, man. Jy hoef nie universiteit toe gaan om 'n graad te kry om te lieg nie. Kyk vir ou Gabriel. Hou hom dop. Oor ja, lieg hy vir jou. Hy sê dit nou al vir jou, en dan sê ek nie. Moet jy met hy hare gepluk, en dan sê ek nie. Maar kan jy sien wat ek vir jou sê? Dis die natuur, die natuurlike natuur. Jy hoef nie effe daarin te sit nie. Dit is natural. Dis natuurlik alie. Maar in die koninkryk van die bonatuurlike, ek en jy moet dit werk. Want ons ken dit nie. And that's why you and I need the Spirit of truth for a revelation van die waarheid. Anders dan moet ek en jy, ons moet Johannes 4:17, ons moet onsself beoordeel teenoor Johannes 14:17.
Hoe ontvang ek die gees van die waarheid? Nou sê Paulus in Romeine 6, hy sê, as jy saam met hom in sy dood, saam met hom gedoop is en saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Hy moet gestalte kry. En Jesus het die bonatuurlike evangelie kom verkondig vir my en jou. Supernatural. En dis waar ons moet wees. Maar dit vat effort, nee. Want jy kan maak wat jy wil, nee. Wanneer jy hom wil doen, nee, dan is daar ander wil ook daar, nee. En hierdie twee, hulle stamp kop hou, daar. Soos 'n tienerdogter en 'n tienerseun, met die ma en die pa, hulle stamp kop, nee, weet jy. Wat weet ma, wat weet pa? Ek vind nou eers uit, nee, en toe ek aansien, kyk, sy het haar musiek gelijk en is wild goed, dus ek bring goed as my huis in die man. En dan so een keer die maandag vat ek haar, en dan gaan ons neer die musiek, dan breek ek die CD's. Nou vind ek uit, hoor ek nie, sy het backups gemaak. Sy het geweet wat haar pa gaan doen. Maar wat wil ek jou sê? Hierdie twee systeme, hulle werk teenoor mekaar, nee, weet jy. Die een is natural, nee, maar ons het groot geword met hom, so dis nie vir ons inspanning nie, nee. You let go net, en jy gaan saam met die stroom, weet jy. Maar as in die bonatuurlike wil kom, nee, Satan sal alles in sy vermoë doen om jou weg te hou daar. So dit kos inspanning om in die gees van waarheid te lewe, totdat dit natuurlijk word. Totdat die bonatuurlike vir jou natuurlijk word, totdat dit nie inspanning. Kon ek aan julle verduidelik, nee, ek het gerook. Nee, ja, julle pastoor het gerook, soos want daai ouens van die blaasbalk wat die ysers so kap, nee, hulle sou graag my longe in die hande wou gekry het, nee, as ek so baie gerook het om daai ysers te kap, so veel rook was ek gewees. Nee. Maar dit is my natural gewees. Maar toe ek het besef, maar hey, is fout. Jy sien, weet jy wat Satan deesdae, nee, hy vat die sigaret wat hulle noem, wipes, wat noem hulle daai goeders? Wipes. Daai goeders, nee. Hy verander net, nee. En toe ek wil ophou rook, nee, weet jy wat doen ek toe? Toe eet ek chocolates. Crunchies. Ek het die tuinkrans, jy eet en jy kom, jy kies, dit dan soos jy lekker vir jy waterpokkie sit. Nee. En hy verander net die sonde. Maar dit het inspanning gekos. Want ek het 12 uur skofte gewerk, 12 uur dagskof, 12 uur nagskof, en nou moet ek nagskof, hoe gaan ek wakker bly? Dis die leuen gewees wat ek aan vasgehou het. Maar toe die Heilige Gees toelaat dat die Gees van waarheid my losmaak, sê, maar jy kan wakker bly sonder sigarette. En toe kom ek agter, ek het dit nie nodig, ek kan wakker bly. Maar kan jy sien hoe veg die twee met mekaar? Daai inspanning, jy weet jy, ek noem maar my rook, miskien jy iets anders te waarmee jy worstel of geworstel het. Elkeen van ons het 'n getuie aangaande hierdie goeders, né? Maar hierdie twee sisteme, die koninkryk van die bonatuurlike, die koninkryk van God, ek en jy moet dit werk totdat dit natuurlik word in ons lewe. En aleen wat jou kan help as God Heilige Gees. Al die werke wat Jesus kom doen het, om het lewend te maak in my en jou, in ons gees en ons denke vernuwe word, is nie die Heilige Gees. Die Gees van waarheid. Dis hy wat vir jou sê, Jesus is waarheid. Nou in in Matteus hoofstuk 6, kom ek lees vir jou van 'n vers. As ons op 'n oggend preek ek soos Joseph preek, so hier en daar, jy weet, ons vat baie teksverse, net Joseph. Vers 6, Matteus 6 vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer,
sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. Wat bedoel hy hierby? Hy sê wat? In die verborgene is, jy kan hom nie sien nie. En jou Vader wat in die verborgene is, hy sê mooi, dit hy hom nie kan sien nie, jy bid met hom, jy praat met hom, né? Sal jou in die openbaar vergelde. Jy sien, wow, is dit waarheid? Ja, dis waarheid. Nou, hy is in die verborgene, jy bid met hom, dan sal hy wat in die verborgene is, met ander woorde, hy wat in die koninkryk van God, in die hemel is, in die onsienlike is, nou, hy gaan jou beloon in die sienlike. So, aan ander woorde, jou Vader bring die onsienlike, en hy maak het sigbaar vir jou op aarde. Totdat jy nie verstaan die krag wat in jou is nie, sal jy nooit in krag bedien nie. Jy sal die duiwel nie oorwin nie. Jy sal die evangelie van God nie verkondig in krag nie, jy sal verkondig met lippetaal, ja. Nou sê hy so, hy sê, jy bid tot Vader in die verborgene, en hy sal jou beloon, hier. Waar het jy geld nodig, in die hemel of hier? Ek het geld hier nodig. En ek geen hemeldonk verniet nie ook al, ek moet hom betaal. Waar het jy genesing nodig? Hier op aarde. Waar het jy morgen en nacht? Waar het jy guns nodig? Waar het jy guns nodig? Hier. In die hemel het jy dit nie nodig nie. En wanneer jy die 4 evangelies vat, en as jy die bergpredikasies gaan deurlees, dan sal jy agterkom, alles wat ek en jy op hierdie aarde nodig het Jesus alreeds kom voorsiening doen. Maar dit manifesteer nie, want die duiwel hou jou in die sielsreëlm, maar in die geestesreëlm, so anderwoorde die woord van God, wat het Jesus sê, die Heilige Gees sal kom, en hy gaan julle herinner aan alles wat ek gesê het, en toekomstige dinge. Het hy gesê, salig is hy wat ly te wille van my. Van die evangelie, ja. Ons wil nie ly nie. Wie van julle hou van vervolging? Ek hou nie van vervolging nie. Maar ek weet vervolging moet daar wees. Want as daar nie vervolging is, daar nie saligheid nie. Maar as wil saligheid hê, maar as wil nie vervolging hê. Kyk, maak het sin volgend. Ek praat dit nou 'n bietjie met julle volgend. Ons praat dit oor hierdie dinge, maar is diep dinge. Okay, nou hoor wat sê hy vers 8. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. When you are born again, dan neem hy vir jou en vir my, neem hy verantwoordelikheid. En sy voorsiening gaan sigbaar word. So en ouens my altyd sê, ja, die Here kan, en sê ek, hey ou, kom net uit daai sielsreëlm uit, kom oor in die geesreëlm uit, as jy sien God het dit al reeds gedoen. Gaan nou iets sê wat jou bietjie gaan laat dink. Maar jy moet eers 'n bietjie wag nog. Jy moet eers hierdie kos kyk. As jy eers die, hoe sê ons, eers die flavour insit, die sout insit. En al daai goed ons bysit, dat ons nou kan verstaan. So aan die ander woorde, Vader weet wat jy nodig het. Waar gaan hy dit vir jou gee? In die hemel. Dis nie wat die woord sê nie. Hy gaan dit vir jou op aarde gee. Hoekom gaan hy dit vir jou op aarde gee? Sodat jy sy deugde kan verkondig.
Het julle al gesien hierdie ouens wat by die robot staan, het so 'n bord, so karton. En die meeste van hulle onder sê, God bless you. Nou wat heng staan jy hierso? Kan jy sien hoe dweep hulle? Kan jy sien hoe manipuleer hulle? Nee? En daar's baie predikers, hulle kan ook maar nie so 'n bordjie voor hulle hou. Nee? Want hulle manipuleer die gemeentelede om te gee. Om hulle droom te finansieer. Maar God het nie gesê, as God jou iets gesê het om doen, sal God vir jou onderneem. Jy hoef nie te bedel nie. Jy hoef nie te bedel nie. God will supply all your needs. Maar jy moet hierdie koninkryk, jy moet hom werk, ouens. Jy moet waarheid werk uit jou. Man, jy moet hom werk. Jy moet hom werk. Nee, jy moet hom eet. Nee, jy moet hom bedink. Jy moet hom oordink. Jy moet hom werk. Jy moet hom werk. Jy moet hom werk. Jy moet hom deurwerk. Jy moet hom nie, suster. Jy moet hom nie. Wat maak ons met profetiese woorde? Wow, man, is lekker, die Here het met my gepraat. Oor 'n week weet jy nie wat die Here vir jou gesê het nie. Jy het nie gewerk daarmee. Wat sê in 1 Tessalonisense 5, wat sê hy daar? Hy sê, verag nie die profeseë nie. Huh? Come on. Nie laat die Here jou in drome in die hande kry nie, hoor. Jy is lekker droom, jy sal sê, Lord, forgive me. Okay, goed, kom ons gaan aan. Nou, wat sê hy so in Matteus 6:33? Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou as jy moet nou regtig hierdie hoofstuk 6 heeltemal gaan bestudeer. Ouens, julle moes dit al gedoen het, maar doen dit weer. Nou, Annelien, jy sal gebless word. Lees, bestudeer hoofstuk 6. Dan kom jy en dan sluit jy af. As jy maar soek eers die koninkryk van God. Nou wat is die koninkryk van God? Dis God se reëls. Dis His kingdom. 'n Koninkryk word beheer deur reëls. Kom kyk. Dis wat hy sê. Nou, hoe okay. Toe ek net nie tot wedergeboorte kom, toe begin sy sulke kartonne kry. En dan sit sy teksverse. Sy kan lekker hierdie goeie sit, sy like het, dan knip sy dit uit in mooi woordjies, mooi lettertjies, dan sit nou die teksvers op die karton, dan laminate sy dit. Wie wat maak sy dan daarmee? Sy plak het tot in die toilet op, tot in die badkamer se deure, nee. So in die kamer, nou, jy kan maar gaan kom kyk, nou, teen die kaste. Ek het daar verbied om dit in die muur op te sit, want jy rek die verf af, sy sit in die kaste. Nou, oralste in ons huis sal jy sien, as daar teksverse, wat, sodat ons dit nie moet vergeet nie. Sodat ons dit nie moet vergeet nie. Pastor Pieter van Wyk, hy kom eendag, en hy bedien daar by ons, en die kamer is ook vol teksverse, die badkamer, alles. Hy sê, magtig, miskien jy op die toilet sit, dan lees jy die woord. Maar jy sien, ons moet herinner word aan die, jy sien, ons moet werk, Joseph, ons moet die koninkryk vir God, ons moet die woord werk. Help jy sê, Jesus kan dit doen nie. Jy moet sê, Jesus het dit gedoen. Hoe gaan jy sê, Jesus doen? Ek gee jou demonstrasie.
Dis wat Paulus gesê het vir die Korintiërs. Ek kom nie na julle toe met oorredende woorde van menslike wysheid. Ek kom na julle toe met 'n betoning van krag. Okay. Jy sien, want as ons waarheid, as die koninkryk van God werk, en ons laat toe dat die gees van waarheid ons lei en ons help in hierdie saak, dan sal jy agterkom, Galasiërs 3:13, die vloek is weggeneem. Kan ek 'n bietjie moeswillig wees? Ag, ek gaan in elk geval. Maar wie van julle kan so nek by die Here? Ag Here, asseblief. Jy hou niet aan. En jy kan bid, jy bid lang in baie woorde, jy bid lang psalms, jy bid die bisies bewe, en jy bid, en jy bid, maar terwyl Vader na jou kyk, sê my kind, en het daar vir jou gegee. Hoekom vermoei jy my met baie woorde? Kom kyk. As jy Galasiërs 3:13 lees, dan sê jy sien, as jy die vloek is weggeneem. En nou het ons die belofte van nou Abraham, die Jesus Christus en ons die Heilige Gees. Wie het ons die Gees van waarheid? As jy nie die Gees van waarheid het nie, kan jy maar maak wat jy wil. Jy kan al die grade hê, jy kan al die diplomas hê, en jy kan al die geleerdhede daar in die muur hê, maar dit sal nie vir jou werk nie. Die gees van die waarheid, die vloek is weggeneem. En die natuurlike in die sielsrealm is it is a curse. Want Satan beheer jou. Die natuurlike, dit wat ek sien, hoor, proe, ruik, voel. Kom met daai vrees en kom met daai misleiding. Op daai boot kon jy dan kos eet hoor, Kali. Ek het mense gesien met borde daar, sê ek, Here, hoe kry hulle daai kos in? Moet hom al 'n polish om. Want jy kan reg deur die 24 uur van die dag kan jy eet. You need to trust God. Sies jy die nie? Hoe dink jy oor geld? Is jy dit nie werd nie? Om op 'n lekker bootreis te gaan nie? Wie jy lekker is dit uit Jailand? Jy sit dan in die lounge. Jy hoef nie daai kelkies en hulle drink, jy kan lekker koeldrankie drink. Kind van God, wat wil ek jou vandag sê? Jy moet die systeme, you need to work it. You need to work the system, the kingdom of God. Jy moet hom werk, totdat jy op daai punt kom, waar die gees van die waarheid, wat by en in jou is, lewend word in jou gees, en jou denke vernuwe word. Dan sal die woord van God begin manifesteer. God het dit daar gedoen. So help jy pleit, en jy nek, man, jy nek tot jy oud word, dan kry jy dit nog steeds nie. You need the spirit of truth. Hy herinner jy, maar Jesus het dit ons sê, ons kan baie vergeetagtige woorde wees, maar dan kom die Heilige Gees, hy herinner jy, eintlik het jy dit, Jy is soos iemand wat bak of kook, en die kaste en die speserye, alles is daar, en hulle is besig om, nou soek hulle een spesifieke speserij of iets eten. En jy sê, maar ek het dit man, maar ek kry dit nie. Nou, en iewers skielik sê, wow, man, dan gaan die lig op, die staan die reg voor jou oor. Wat wil ek jou sê? Jy moet die evangelie van die koninkryk, jy moet hom werk. Ouens, you need to work the kingdom of God. Totdat dit natuurlik word.
Vir die meeste ou sê, ja, dit is supernatural, maar vir die kind van God is dit natural. Want hy lewe in 'n ander koninkryk as die koninkryk van die duisternis. OK? Goed, ons amper klaar. Maak gou jou Bybel oop by Spreuke. Spreuke hoofstuk 4. Hier, die Here vir my hom iets hier gewys hierso wat is vir my gebless het. As jy Spreuke 4 vanaf vers 20. My seun, my dogter, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Het julle, as julle by Spreuke 4 vers 20? Hoor wat staan hier geskrywe, geliefdes. My seun, luister na wat ek sê. Ons luister nie. Kom kerk. Ons moet leer. You need to work with system of God, the kingdom of, you need to work it. Jy moet leer om te luister. Want jy twee pare ore, die natuurlike en die geestelike ene. Met watter ore luister jy? Nou sê hy, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Met ander woorde, rig jou geestes oor na wat ek sê. Want as jy nie met die natuurlike gaan luister, dan gaan dit nie vir jou werk nie. Gaan die woorde, as ek sê, Callie, ek gaan vir jou 'n vetkoek gee. Wat het ek gesê? Wat sien jy? 'n Vetkoek. Maar woorde het dit in jou toe gebring, as ek 2 keer as ek vir jou een gee, hoor. Julle stadig volgende. Maar wat sê ek? Hoor wat sê die woord? Hy sê, my seun, luister na wat ek sê. Het God gesê? Ek het gekom sodat jy meer as genoeg sal hê. Het hy dit gesê? Nou kom lewe ons dit nie. Want ons luister nie. Kom ons, ek weet, hier kap ons diep volgende. Want ons hoor preke op preke op preke. Maar dit verander nie ons lewe nie. Dit wat gepredik is, word nie lewend in my gees en in my lewe en ek manifesteer dit nie. Luister. Neig jou oor na my woorde, sê die Here. OK. Right, kom ons blaai om. Laat hulle nie uit jou oë uitwyk nie. Dis hoekom my vrou die goeders die verse in die kaste, in die mure en oral dit in die deure, sy sit dit op. As jy laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Nou, daai teksverse wat sy opgesit het, nou, as jy nou meer net teen die mure of teen die kaste nie, dis in ons harte. So in ander woorde, hy praat nie van hierdie vleesmasjien met bloedpomp, hy praat van jou gees. Die werklike wie jy is. Nou, jy moet gevorm word. Jou gees en jou siel moet gevorm word met daardie woorde. Sodat dit deur hierdie liggaam bestaansreg kan kry op aarde. Want jy sien, hy moet uitkom. Nee. Japie sê, ek gaan 'n vetkoek kry, nee, maar ek sien nooit die vetkoek nie. Kom kyk. Dan moet 'n manifestasie kom.
Daar moet 'n manifestasie kom. Jy sê, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Nou hoor wat sê, ja. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind. En 'n genesing vir hulle hele liggaam. Wat moet jy vind? Wat moet jy vind? Wat moet jy vind? Jy moet die woorde wat hy gespreek het. Jy moet daardie woorde vind. Want daardie woorde gaan jou nou wys, wat is daai woorde? Maar as jy nie die woorde vind nie, jy hoor hulle maar jy vind hulle nie. Gaan hulle nie manifesteer nie. En daarom kind van die Here, ons sit binne in die gemeente Sondag na Sondag. Maar ons bly in hierdie kant en met hierdie stelsel, ons werk met hom, maar ons sukkel om met hierdie stelsel, die stelsel van die bonatuurlike uit te kom. Weet jy hoekom? Ons luister nie. Ons bewaak hulle, ons bewaar hulle nie in ons hart nie. Ons oordink hulle nie, ons bepeins hulle nie. Ons bid nie oor die dinge. Ons laat nie toe dat die Gees van die waarheid, die woorde in ons gees lewend maak, sodat ons denke vernuwe kan word. Want jy sien nie, hy kan in jou gees wees, maar totdat hy nie in jou denke kom nie, gaan daar nie manifestasie wees nie. Want jou denke, soos 'n man dink, so spreek hy. Dan eet hy die vrug van sy lippe. Jy eet die vrug van jou woorde. Baie van ons wat 'n bietjie moet gestil raak en 'n bietjie gaan bely dat ons woorde kan doodkry. En anders oes jy nog daai woord want jy het dit gespreek na jare wat 'n oes jy seker goed sê, Here, waar kom dit vandaan? Nee, maar jy het dit nie doodgemaak nie. Jy het nie bely nie. Okay, nou sê hy so, hy sê, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Ouens, luister mooi. Hierdie liggaam van jou, hierdie body, hy kos nodig. Hy het rus nodig. Sal nie op daai pad gaan nie. Maar jou liggaam op aarde, het 'n huis nodig. Het klere nodig. Het 'n moeder nodig, Dimitri. Jou liggaam is op aarde, jy het dit nodig hier. Maar as dit nie deur jou gees en jou siel kom nie, gaan jou liggaam dit nie kan manifesteer nie. Baie mense wil net hemel toe gaan. Maar wat hulle nie verstaan, hulle gaan weer terugkom aarde toe. Okay, kom ons los met daai gedeelte. Kom ons gaan gou na Titus af. Gaan na hoofstuk 8 toe vir my. Spreuke hoofstuk 8. Vers 35. Vers 35. Jy kan maar van vers 3, maar jy kan die hele hoofstuk lees. Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here. Wat sê hy vir ons in Spreuke 4? Hy sê, hy is die woord. Hier in hoofstuk 8 sê hy sê, ek is die woord. As jy my gevind het jy lewe gevind. Het jy lewe en lewe in
oorvloed gevind. En wanneer ons dit kan begin verstaan, kind van die Here, gaan jy agterkom, dit is die moeite werd, om die koninkryk van God te werk, die work the system, in Engels is my so mooier, die work the system, om die systeem van die koninkryk van, jy moet hom kry, ouens, jy moet nie op, en die Here, U het dit gesê, nou, Heilige Gees, maak het lewend in my gees, hy het dit gesê, dis sy woorde gewees, en as jy sy woorde vind, dan vind jy hom, het hy dit gesê, is hy 'n leenaar? Hy is nie 'n leenaar nie, dat baie dinge, Jesus kan nie lieg nie. Maak 'n sin, kyk. Nou, Johannes 10:10, Jesus sê, die dief het gekom om te steel, slag en te verwoes, maar hy het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Nou, as ons kyk, ons gaan gou terug na Matteus toe, dan is ek regtig klaar. Matteus 6, is ek nie genien? Okay. Julle wat vanaand by my moet wees, ek soek julle vanaand 6 uur by my. Okay. Right, Matteus 6 vers 32. Want al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Ouers, lees net, gaan bestudeer dit vanmiddag, lees net 'n bietjie Matteus 6 deur, dat jy die diepte van hom kan verstaan. Maar nou sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Al hierdie dinge in hoofstuk 6, nee, is die koninkryk van God. Gaan jy daar kry, nee. Nou, God sal toelaat, en dit is my slot, jy moet luister. God sal sy woord in jou lewe toelaat. Soos jy die woorde toelaat in jou lewe. Gaan ek dit weer sê, is 'n goeie besprekingspunt daar by die selgroepe. Nee. God sal sy woord toelaat om te manifesteer, soos jy en ek en ons dit toelaat om te manifesteer. Jy en ek bepaal die manifestasie van die woord. God het dit gesê, maar ek en jy bepaal hoe dit manifesteer. Speel vir my daai lied. Halleluja. Maak het sin, kerk. Maak het sin.